Lifewave het my pad gekruis baie jare gelede. My seentjie was 7 en hy is nou 'n man van amper 21, so dis omtrent 13 jaar terug. So wat se jaar was dit toe? 2010 daar rond. Toe was dit nog redelik nuut in Suid-Afrika en ek het toe aangesluit en dit bestel spesifiek die glutathione patch. Daar was in daai jare nog nie X39 en daai tipe van goed nie. So ons het maar met glutathione gewerk en Aeon en 'n paar van die ander. En daar is toe nou aanbeveel dat ek my seun met wat autisme het. Hy was gediagnoseer met autisme toe hy 2 jaar oud was en hy het allerhande intervensies gehad van 'n ouderdom van 2 af. Hy het tutoring gekry, hy het was op 'n spesiale gluten kaseïnvrye dieet gesit, hy het 'n verskeidenheid van supplements gebruik. Kyk, as daar iets is wat moontlik vir hom kon help, dan het ek dit probeer. Enige treatment, enige supplements, enige nuwe ding op die mark, enigiets. Mens sal enige iets doen om jou kind te help. Hy was op daai stadium non-verbal en hy het regtig gelyk asof hy die hele tyd skills verloor. Ons begin toe die glutathione patches, maar nou nie veel, jy weet, jy was maar altyd skepties want ek het nou op daai stadium al so baie goed probeer en alles help 'n bietjie. Maar ons groot oogmerk met hom was om hom te kry om te praat. Want dis mos maar die groot challenge in baie van die non-verbal kinders is hulle kan nie praat nie. En hy het woorde gesê, ek spraakterapie gehad al vir 4 jaar op daai stadium. So hy het woorde gesê, of frases, maar nooit regtig sinne nie. En dis nou lank terug, maar ek sal dit nooit vergeet nie dat seker na so 2 weke op die glutathione patches het hy ewe skielik begin volsinne praat. Jo. En ek kon dit nie glo nie. Ek was soos, is dit nou net skielik 'n switch in sy brein wat aangesit is of wat het nou gebeur? Maar boonbehalwe dit het hy was baie meer present. Hy het dinge in sy omgewing begin raak sien. Hy het kommentaar gelewer op dinge in sy omgewing wat hy nooit doen nie. Jy weet, hy was totaal en al in sy eie wêreld. En hy sal byvoorbeeld, ek sal vir hom gevra het, het jy lekker geslaap gisteraand? Weet wat mens vra maar die hele tyd, jy hoop jy kry 'n antwoord. En ek kan baie goed onthou hy het vir my die dag gesê ja, ek het en mamma, wat soos unheard of is. Ek meen, daar is nie reciprocation in kommunikasie nie. Dis unheard of. So ek het definitief 'n geweldige verskil gesien in sy presence, weet, in terme van, jy weet, dat hy teenwoordig is, dat hy bewus is van dinge rondom hom meer, dat hy reageer daarop, dat sy spraak verbeter, alles. En ander mense het dit ook opgemerk. En toe het Lifewave my gevra daai tyd om 'n baie informele trial te doen met kinders wat saam met hom in die sentrum was, wat ook op die spektrum is, omdat hy sulke goeie resultate gekry het. En hulle toe patches beskikbaar gestel en ons het toe, jy weet, 'n paar mammas geïdentifiseer wat bereid was om hulle kinders te patch. En ek wens ek het nog al die data gehad. Ek moet iewers gaan kyk of ek dit nog het, maar dit was 'n klomp kinders en almal van hulle het 'n verbetering gehad op een of ander vlak. Meeste van hulle in kommunikasievaardighede, maar daar was ook ander verbeteringe gewees. So dis nou 13 jaar terug en ag, en toe die lewe gebeur en ek het klomp ander kinders gekry en alles en toe het ek dit nooit weer gebruik nie. Want hy was toe nou so half hoogs funksionerend en ek meen hy is nou vandag 'n man van 21, hy praat vlot Afrikaans en Engels. Hy lees alles, hy's baie intellektueel. Sy sosiale kommunikasie verg nog soms aandag,
hy's geweldig lief vir lees. Hy obviously is nog steeds baie lief vir feite. Ek meen dit gaan nooit verander nie, maar hy is onafhanklik. Jy weet, hy bly in 'n kamer hier buite op ons stoep. Ons bly in so 'n groot plaashuis en hy wil nie tussen die ander kinders wees in die huis nie. Hy wil op sy eie wees. En hy is regtig hoogs funksionerend. Hy's intelligent, en ek kan met hom 'n gesprek voer. Hy sê soms vir my, I don't want to talk now, or I don't want to talk about it, of wat ook al, hy's Engels nou. Maar die punt is, hy kan kommunikeer en hy kan vir my sê wat hy voel en hoe hy voel. En toe het ek, in die begin van die jaar het ek 'n vriendin, Christine, wat begin het met die patches, omdat sy gediagnoseer was met reumatoïde artritis. En sy vertel toe vir my daarvan, en ek sê toe vir hom, maar ja, nee, ek het LifeWave jare terug gebruik, en ek kan vir haar aanbeveel, dit is baie, baie goed, en ek wou dit nog altyd weer in die hande kry, but you know, life happened, en toe sê sy, nee, maar sy verkoop het nou. En ek bly op die oomblik in Oudtshoorn, alhoewel ek al die jare in die Kaap gebly het, en ek gaan gewoonlik so 2 keer die jaar af Kaap toe vir besigheid, en ek gaan toe nou einde Februarie af, en sy gee toe vir my patches om te gebruik, en onder andere weer glutathione, en toe nou die X39, wat toe nou vir my 'n hele nuwe konsep is, want ek weet toe niks daarvan nie. En ek het toe teruggekom, en ek het vir Jandre gepatch, en ek het dadelik binne 'n dag of 2 weer 'n verskil agtergekom. En hierdie keer kon ek vir hom vra, do you feel better when I patch you? En hy kon vir my reguit sê ja, hy voel beter. Ek dink hy's minder gestres, want dit is mos maar altyd daai fight, flight, freeze ding wat hulle het. Hulle is altyd so half bietjie in overdrive. En hy het ook byvoorbeeld een oggend ek het hom gevra om sy sussie te gaan wakker maak, en hy het dit gedoen, en toe vra hy vir of sy wil koffie hê. Nou, dit Wow. klink nou vir enige iemand, Ja. what's now so wonderful about that? Ek meen, dit gebeur nie. Mm. En toe gaan maak hy dit vir haar, en toe vat hy dit vir haar. Wow. So, ek dink definitief die X39 het sy stresvlakke bietjie afgebring, sy anxiety, sy generalized anxiety. Ek het met sy personal trainer by die gym gepraat, en sy het ook vir my gesê, sonder om vir haar te sê hoekom ek vra, en sy het vir my gesê, nee, hy was baie meer engaged met sy training, en hy het spontaan met haar begin praat oor goed. So, en ek het ook agtergekom, hy het gewig verloor, waar hy is op 'n medikasie, Risperdal, vir sy angs, en hy is baie keer bietjie aggressief, en dit laat hom gewig optel. En hy gym nou en alles, maar dit is maar, jy weet, dit is maar 'n stryd, en hy het ook lae spiertonus, so mens sukkel maar soms. En ek het hom gekyk, en hy is nou seker so 3 weke op die patches, en ek het hom gekyk na die dag, te sê ek van, Jandre, you've lost weight. En toe was hy nou so, ek weet dit is nie, jy weet, dis nie eintlik waarvoor die patch bedoel is nie, maar in sy geval is dit definitief iets wat ook gehelp het, want hy het maar baie gut issues, wat baie van die kinders op die spektrum ons maar het. En die glutathione is 'n super antioksidant. En ek het daai tyd al het ek baie opgelees daaroor, omdat ons liggame dit nie eintlik vervaardig nie. En hulle kinders wat op die spektrum is, het baie keer 'n groot mitokondriese probleem in terme van detoxification. So dit het definitief, ek dink daai kombinasie tussen glutathione en X39 is vir my, ek kan definitief sien dit, jy weet, vir hom spesifiek maak dit 'n groot verskil. Ek het natuurlik nooit geweet dat dit doen age reversing en stem cell renewal nie. Destyds toe ons die trial gedoen het, het ek 'n dokter gehad wat betrokke was. Sy's 'n homeopaat, maar sy's ook 'n mediese dokter. En sy wil die hele tyd geweet het, maar wat is in hierdie patches? Hoekom werk dit? En daai tyd was dit nou baie proprietary, en hulle het nou nie veel inligting daaroor gegee nie, maar jy weet, sy het ook gesien dat dit,
jy weet dat dit definitief 'n verskil maak in die kinders op die spektrum. En dan wat myself aanbetref, ek het is 'n tipe 2 diabetes en ek het ADD, volwasse ADD. En ek is nou al 50, so ek, jy weet, het ook nou nie meer die krag wat ek gehad het jare terug nie. So en ek sukkel ook met slaapapnee, so ek slaap nie baie goed nie. En ek het toe nou ook daai dag in die Kaap myself toe nou gepatch en dit was toevallig die X39 en ek dink dit was die Carnitine. Dit was Carnitine. Carnosine. En ek het daai oggend 'n presentation gehad by 'n maatskappy en ek het gery en ek het nogal vir myself 'n paar goed in my handsak gepak, salami stokkies en goed net vir in case my bloedsuiker val en ek nou, jy weet, want dit is 'n hele 3 ure lange workshop gewees. En hulle het daar by die vergadering het hulle biltong uitgesit en snacks en goed en ek het nie een keer enige iets van dit geëet nie. Ek het nie gevoel my bloedsuiker val nie. Ek het nie honger geraak nie. Toe ek die middag terugkom, toe dink ek myself, maar dit is funny. Ek het nog nooit, jy weet, hier teen 11:00 in die oggend is ek stormhonger en dan is my bloedsuiker laag en dan moet ek iets eet. En dit was nie die geval nie. So dit was nogal vir my iets interessant geweest. En toe ek nou terug is by die huis, toe weet ek nou aangehou om my X39 te gebruik. En ek kan duidelik agterkom dat wanneer ek moeg is of jy weet ek veral as ek moeg is, dan fokus ek mos baie minder. Jy weet dan is die konsentrasie nou nog 'n groter probleem. So vir mense met ADHD oor die algemeen dink ek is dit 'n wenner. As ek uit patch geplak het, is al 'n uur of 2 later, dan is ek gefokus, ek kan my werk doen. Ek is lus om goed te doen waar in die verlede net want ek is te moeg. Ek is nie lus om enigiets te doen nie. Ek het hierdie naweek het ek goed gepikkel en ek het puddings gemaak en ek het kos gemaak. Wat ek nooit doen nie want ek is nie lus, ek is te moeg op 'n naweek. Dat my dogter vir my gevra het, "Mamma, wat gaan aan met jou? Hoekom is jy so besig?" En dit is vir my lekker en ek kan voel as ek die patch nie die dag aan het nie. Ek het net nie dieselfde energievlak as wat ek het nie en ek sukkel om deur my werk te kom. Jy weet, jy daai ding van jy kry nie gefokus nie en dan is dit so half alles wat langer om klaar te kry. So dit is nogal vir my 'n groot wesenlike verskil wat ek weet gevind het as ek die X39 patch gebruik. Ek wil nou nog my man oortuig om dit te gebruik sodat hy kan ook 'n bietjie meer energie kry. Hy sukkel nou weer met 'n laai hartspier. So jy weet dit is ook jy weet iets wat ek wil hê hy moet bietjie gebruik om te voel jy weet of dit miskien sy harttoestand beter kan maak, I don't know. So maar definitief vir ADHD en vir autisme het ek nou gesien daai tyd en weer eens nou dit het 'n groot verskil gemaak. So ja. Dit is ongelooflike testimonies. My groot fokus was dan net eers om Fiandre weer terug op dit te kry. Ja. En ja, vir hom self vir my te kan sê it makes a difference. Ek meen somebody that's not even that self-aware, sê vir my ek kan voel hy voel beter. En dit is daai wat jy nou ook gesê het van die koffie maak. Dis die tipe goeders wat iemand wat nie as hulle nie met iets met autisme ooit te doen het nie, verstaan hulle nie daai nie. Ek het dit vreeslik geniet op 'n call nou die dag met Havi wat ook sy autistiese kind is, hulle besig om nou al vir 2 jaar te patch. En hy het gesê dat I never thought these words would come out of my mouth, but we were flying and my autistic child was sitting there with his tablet and earphones like any other child. Dis daai vir iemand om te kan sê my autistiese kind, my spectrum kind het iets gedoen wat soos enige ander kind. It's not something you ever say. Dis daai en ek verstaan dit. En so as ek luister so vir daai nuggets in die stories as mense praat van hulle neurodiverse kinders. Dis net die oomblik as hulle sê en my kind het iets gedoen wat anders as normaal gesien word. Dis huge vir jou en vir jou familie en vir jou kind en vir lewenskwaliteit. Absoluut. Nee, absoluut. Ek meen ek het nie gedink destyds hy gaan ooit praat nie en vandag is hy vlot. Ek meen hy het 'n geweldige omdat hy nou in Engels is, he's got a very advanced vocabulary en hy lees English literature boeke. Ek meen goed wat jy nou sal lees as jy by universiteit is en dit interesseer hom.
Jo. So, jy weet ek meen ek het al verskeie konferensies bygewoon oor autisme en die hele mediese aspek daarvan en die gut-brain link en al daai tipe van goed en there is just something that's missing en hierdie patches het definitief van al die goed wat ek nog gebruik het dit vir my die grootste verskil gemaak. En soos ek vir jou gesê het, daai informele traal wat ek gedoen het almal gesê, die kinders maar jy sal amper half van die begin is jy so half jy wil nou nie glo dit gebeur actually nie, maar dit Ja. gebeur. Ja. En dan raak dit al meer en weet jy wat dit het ook nie weggegaan nie. Mm. Dit het gebly. Ja. Want dis op baie keer mos wat gebeur. Ja. Jy verloor weer die skill. Jy verloor dit wat jy gewen het. Ja, en ek meen wat ek waardeer is die feit dat jy praat uit 'n plek van ervaring. Dis nie dat jy 'n kind met 'n autistiese diagnose gemaak het en die eerste ding wat jy probeer het is patches nie. Jy het soveel goed probeer. So jy kan sê hoeveel goed het nie vir julle 'n verskil gemaak het of 'n klein verskilletjie gemaak het en jy kan dan sien die groot verskil wat die patches gemaak het in vergelyking met die ander Absoluut. goed wat jy probeer het. Absoluut. Nee, absoluut. En dit ek het nogal gewonder toe ons nou weer die patches nou begin, gaan dit nou 'n verskil maak omdat hy nou al so oud is? Gaan dit weer 'n verskil maak, nommer 1? Of is die brein is mos nou maar neuroplasties, maar mens word altyd gesê dit moet gebeur voor hulle 7 jaar oud is, want dit is wanneer hulle breinontwikkeling kan omkeer, veral vir kinders op die spektrum. Ja. Maar tog het dit nou weer 'n verskil gemaak. So ja. En vir die lewenskwaliteit wat 'n mens wen, is die prys wat jy daarvoor betaal negligible. Absoluut. Ja. Nee, en ek meen ek wat vir my eintlik so nice is die feit dat niemand van ons weet regtig hoe voel hulle in hulle lywe nie. Ja. Hoe voel dit om so te voel? Hoe voel dit om heeltyd angstig te wees? O ja, dis die ander ding wat ek vergeet het om te sê. Hy stem baie minder. Want hy het gewoonlik elke aand hier teen 4:00, 5:00 se kant, dan dink ek werk hier is nie aan af en dan sal hy nou in die tuin op en af hardloop en hy sal vreeslik stem en sing en aangaan. Die dae wanneer hy die patch op het, doen hy dit nie. Plat nie eers nie. Jo. So sy sensoriese regulering is beter ook Ja. op die patches, definitief. Jy weet dit is fyn vir 'n kind van 4, 5 om te stem. Vir 'n man van 21 en hy is 'n groot kind. Hy's 1.93 meter lank. Ja. Dit is odd. Verstaan jy dit? Mense Ja. kyk na hom in 'n winkelsentrum as hy op en af in die aals hardloop. Ja. En hy's definitief rustiger. En ek dink so dis hoekom ek by daai punt uitkom van net om te weet hulle voel beter. Hulle voel nie so overwhelmed nie. En dit is mos maar hoe dit werk. As jou reptilian brein in werking is waar al daai breinstamresponse lê, omdat jy in 'n state of heightened anxiety is, dan kan jou executive brein nie werk nie. En ek het dit nou met my ander dogter ook gesien. En sodra jy daai impulse kan afbring en jy kan daai anxiety lower, dan kan hulle actually begin executive functioning toepas wat al hierdie ander skills behels. So ja, so dit maak heeltemal sin in terme van hoekom dit werk. Ek verstaan dit, jy weet, ek verstaan heeltemal hoekom dit sal werk. Maar mens kry mos nou maar die skeptics. So Absoluut. En ek gaan ja. self deur my waves wat ek weer oomblikke kry wat ek gaan, maar regtig, en hier het ek myne geplak en dan wonder ek partykeer vir myself, maar regtig, en tog ervaar ek dit in my eie lyf. En hierdie wat jy nou verduidelik van dat hy nodig het om minder te stem, wat ek definitief agtergekom het, is dat ek voel of ek 'n weighted blanket op my binnekant het. En dis die beste wat ek dit kan verduidelik. Daar's nie ander woorde nie, want as jy in hierdie wêreld beweeg en jy verstaan wat die funksie is van 'n weighted blanket en wat dit vir 'n oorgestimuleerde of 'n sensoriese kind doen, daai kalmte wat dit bring. Want ek kan nie vir iemand sê ek het gewig aan my binnekant of dit voel swaar nie, want dit klink negatief. So om te sê dit voel vir my of daar 'n weighted blanket bo oor my lê, bo oor my persoonlikheid of my siel of my wat ook al, my brein. Maar Ja. dit maak 'n settledness in my binnekant waaruit ek soveel makliker funksioneer. En Absoluut.
as jy daai verduidelik, dan voel dit vir my dis die beste wat ek kan verduidelik. Dis asof jy ook vir hom kan regkry om daai weighted blanket aan sy binnekant neer te sit, sodat hy dan meer executive functioning kan toepas, want hy het nie meer hierdie angstigheid en hierdie hiperaktiwiteit wat aan die binnekant gebeur nie. Ek natuurlik aan die buitekant is nou totaal hiperaktief, want ek kan nie ophou nie, want ek het soveel energie en dit kom uit 'n plek van Ja, stiltenis uit. Dis die interessantste ja, kombinasie van goeders om te ervaar. Maar ek moes 9 maande gewag het vir my testimony, maar ek is so dankbaar ek het vasgebyt, want hierdie wat ek nou voel, verruil ek vir niks nie. vir niks. Ja. Ja, nee, absoluut. Nee, kyk, en ook die ding is, dit is baie energie, maar dit is gefokuste energie. Dit Presies. is nie all over the place, soos wat ek baie keer voel, ek weet nie waar om te vat en waar om te los nie. En ook ek dink, die detox ding is so ontsettend belangrik, veral in die tye waarin ons leef, en jy weet, die kos wat ons eet, en veral kinders op die spektrum wat so limited dieet het, kry nie alles in wat hulle moet inkry nie, en nou druk hulle nog medikasie ook, en van die goed is geskeduleerde 6 medikasie, dis erg. Mense wat auto-immune diseases het, en ek is nou een van hulle, dink ek, is seker, ek weet nie, dit voel net vir my, mense het nogal 'n vinnige resultaat. As wat iemand anderste wat nou miskien net 'n pyn hier of 'n energie, dit is asof daar net iets in die auto-immuunstelsel is wat Ja. net beter, jou immuunstelsel werk net beter, of hy kalmeer so 'n bietjie, want auto-immuun is mos heightened. Ja. So, want ek het, soos ek vir Christine die dag gesê het, ek het dadelik agtergekom iets is verskillend. En sy sê toe vir my, dit vat baie mense 9 maande voor hulle verskil sien. Ja. Ek het dit dadelik agtergekom. Ja. En ek is, soos jy sê, ek het ook gedink, kan dit nou wees? Toe doen ek dit weer, en ek skiep 'n dag, en toe kom Ja. ek agter, o nee, hel, dit is actually so. Ek wil net sê, die beste manier om te weet of dit werk is na 'n ruk om dit 'n bietjie op te hou gebruik. Dis die vinnigste wat jy Ja, agterkom, die verskil wat dit maak. Want absoluut. ek het in November ophou gebruik vir 'n ruk en dit was baie amazing om agter te kom toe ek nou sien wat dit die verskil van Ja. nie meer te hê nie. Gebruik jy net die X39 of gebruik jy ander patches ook? Ek het met almal van hulle al 'n bietjie gespeel. Ek het op 'n stadium X39 en X49 saam gebruik en vir my muskuloskeletale goeders het ek toe die grootste vooruitgang gesien. Toe het ek byvoorbeeld, ek het verveeld geraak op my pilatesklas en goed was vir my te maklik, waar dit altyd moeilik vir my was. En dit het my verras. So toe het ek X39 en 49 saam gebruik, toe het ek weer 49 gestop en toe vir begroting het ek net 39 gebruik. So ek het die grootste tyd het ek net X39 gebruik. Toe het ek nou weer, hier was nou hierdie special gewees, wat jy X49 of jy 2 X39's gekoop en 'n X49 verniet gekry. So ek het dit weer gekoop en toe het ek nou weer X49 bygesit. So ek het glutathione ook, toe ek af van my antidepressante afgekom het ek glutathione gebruik in daai afweaning proses spesifiek om my deur die detox te help. So ek het baie maklik van my antidepressante en my angsmedikasie afgekom met glutathione se help. Maar ook dit was eintlik X39 wat die werk oor tyd gedoen het en toe net daai absoluut nou gaan ek my pilletjie los. Oor daai 2 weke het ek glutathione ingebring. Maar ek het SP6 wat ek nou ook begin plak het, want ek het my klomp gekoop omdat ek nuuskierig is. So ek het nou ook begin om te kyk wat SP6 gaan doen. Ek het carnosine wat hier in die kas lê. So ek wil net nie alles weer eens Carnosine is die naam, ja. Ek het net gesê carnitine. Ja, carnosine. Ja. Maar ek kan sê my grootste resultate in my 9 maande is dit, kom ons sê van dit was 8 maande X39 gewees en dan aan en af tussen deur 'n bietjie X49, bietjie glutathione en nou 'n bietjie SP6. Ek is al byvoorbeeld eintlik voordat ek vir myself X39 en 49 koop, sal ek eerder vir nog 'n mens in my huis X39 koop. So dit hang seker af wat jou behoeftes op die ou eind is. En dan moet jy alweer mooi bly hoor. Lekker dag. Okay. Bye. Bye.